Die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam ons loflied, Gesang 48, besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Juig hemel, aarde, roem sy naam, en dien hom, volg hom, loof hom, middelaar en Heer. Gesang 48, verse 1, 2 en 3. Ons lees die wet van die Here saam, soos wat dit opgeteken staan in Eksodus 20. Die wet van die Here uit Eksodus 20. Liewe kinders, wil dit volgens so vir julle herhaal, baie keer as julle dink oor die 10 gebooie, dan hoor mense klomp goed van wat jy nie mag doen nie, of nie moet doen nie. En dan dink 'n mens maklik, maar die Here sê net, ons mag amper niks doen. Ons mag niks geniet nie. Dan wil ek by julle 'n beeld nalaat oor hoe die wet van die Here eintlik veronderstel is om te werk en hoe ons daaroor moet dink. Julle dalk al gesien, ma's en pa's maak vir 'n babietjie wat net kan begin kruip, so hokkie waar hulle kan speel, waaroor hy nie kan klim nie, met al die speelgoed wat hy kan gebruik en kan geniet daar binne-in. Ook 'n bottel, as dit al 'n ou kleintjie is wat homself kan vat en kan drink. Nou die ma en pa is nie lelik dat hulle wil hê, maar die kind mag hom nie self geniet nie. Maar daar's dalk 'n swembad by die huis, en as die kind 'n oop deur kry, dan kan hy of sy verdrink. Of hierdie kleintjies is mos geneig om hy vinger in 'n muurprop te wil loop druk. Of een of ander so iets te doen wat vir hulle lewensgevaarlik is.
En ten einde die kind te beskerm, want ma het haar werk wat sy moet doen, plaas sy hom of haar binne in hierdie afgesperde gebied. Daai heininkies is grense. Binne in daai grense kan hierdie kleintjie veilig wees. Maar buite daai grense is daar gevare wat vir so 'n kleintjie lewensgevaarlik is. Of op 'n ander manier hoe ek dit ook kan vir julle verduidelik is, ons het vir Hanneke so leiband, so armband, ons maak 'n partykeer dan, as ons in die winkels is, daarin vas, want sy wil nie die hele tyd in 'n stoeltjie sit van die winkel trollie nie. En so ver sy aan daai ding vas is, kan sy hardloop en beweeg so ver sy wil. Maar ek doen dit nie omdat ek snaaks is nie. Iemand maak die opmerking die eendag in 'n winkelsentrum en sê vir my, maar daar's 'n wet teen cruelty. Sy's nie 'n dier wat moet vasgemaak word nie. Toe sê ek, ja, daar's 'n wet ook teen kinderdiefstal, maar mense steel nog steeds kinders. En ten einde my kind te bewaar en omdat ek vir haar lief is, sy mag beweeg. Maar sy kan nie net doen en beweeg waar sy wil nie. Dan beskou ek maar hierdie leiband vanoggend as die 10 gebooie, dit beperk haar bietjie. Die Here gee vir ons sy wet, dat ons weet, ons kan nie los rondloop en maak net wat ons wil nie. Buite die wet van die Here is daar dinge wat vir ons lewensgevaarlik is. En as ons daaraan dink dat dit beskermingsmaatreëls is, om my lewe te beskerm, dan kan ek daarvoor dankbaar wees, dat daar sulke dinge is. Kom ons luister dan vanoggend, broeders en susters, so na die wet. Hierdie meganisme wat die Here ons gee, om ons lewens te beskerm. Kom ons luister daarna met eerbied en ontzag, soos wat dit opgeskrywe staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing saam Psalm 119 vers 9 en vers 63. Psalm 119 vers 9 en vers 63. Ag, hoe kleef ek aan die stof al, maak my lewend na u woord. Ons skuldbelydenis. Hierdie Psalm 119 vers 9 en vers 63.
ware berou en opregte geloof sy of haar toevlug neem tot ons Verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God vergifnis van sonde. Maar liewe gemeente, die woord van die Here is duidelik dat sy oordeel en straf bly op almal wat in sonde bly volhard. Ons lees daar in 1 Johannes 2 vers 1 en 2. Johannes skryf daar vir die gemeentes: My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Liewe broers en susters, ons glo die Here Jesus het die prys van ons sonde betaal. Daarom is ons juis as kerk hier by mekaar. Kom ons bely dan vanoggend ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof en elkeen van die spreek in die hart agterna, die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam gesang 242 vers 4. Gesang 242 vers 4. Uit die woord van die Here lees ons vanoggend saam Efesiërs 1 vers 7 tot 12. Efesiërs het nie 7 hoofstukke nie. Efesiërs 1 vers 7 tot 12.
Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid saam. Almagtige Here en Hemelvader, ons dank U dat ons vanoggend as gemeente van Jesus Christus hier met mekaar kan saam wees. Om met mekaar hier saam voor U aangesig te verskyn en U naam aan te roep. Om hier U lof te besing en aan U die eer te bring. Dat dit kan weer klink, U is God en niemand meer. Dat ons in hierdie diens aan U 'n offer kan bring. Nie maar net 'n dankoffer van 'n muntstuk of 'n noot nie, maar dat ons in hierdie diens ons lewens voor U troon sal kom plaas. Die ganse persoon in gedagtes en in dade. Dat ons elkeen so ons aan U sal wy, want dit is ons minimum offer aan U. Ek self. En ons besing U eer en U heerlikheid. Here, ons weet, ons is nie volmaak nie. Dalk is al ons note ook nie so suiwer nie. Maar U gaan verby klanke, en met die wysheid kyk U in ons hart in. En U sien ons swakheid, maar U sien ook ons gesindheid. En daarom is 'n gebroke hart en 'n verslae gees in opregtheid voor U vir U ontvanklike, aanneemlike offer. Terwyl ons hier is om aan U die offer te bring uit diepe dankbaarheid, bid ons dat U ons sal versterk deur U lewende woord. Deur U woord wat ons opbou en bemoedig, deur U woord wat vir ons die lewe bring. Spreek U tot ons, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die woord van die Here dan Efesiërs 1 vers 7 tot 12. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Tot sover toe ons skriflesing. Salig is elkeen wat hierdie woord hoor en dit in sy en haar hart bewaar. Liewe kinders, dis nou ons dooplidmate. Volgende 'n paar gedagtes wat ek met julle wil wissel. Wat dink jy van jouself?
En dan moet 'n mens nou maar begin dink oor wie ek is. Staan ek in my klas of in my standaard onder die top 10? Dis nou op die akademiese front. Bereik ek met ander woorde prestasies en daarvoor lê al 'n pak sertifikate van die skool. Om vir my te sê en te herinner hoe goed ek doen. En dan maar self sê hoe oulik ek is. Of staan die trofees daar op die kassie vir al die sporte waarna ek deelneem? Ja, miskien is ek nou nie akademies die beste student nie. Maar as ons op die speelveld gaan, en of dit nou 'n bal is en of dit moet hardloop, dan rig ek die trofees in. En in ons vriendekring, of het ek 'n vriendekring, is ek 'n aansienlike persoon, met baie maats, die gewilde een, of een, wat as daar iewers gekuier word, dan word ek ook laat weet, jy is ook genooi. Liewe kinders, rondom al hierdie dinge bou ek my persoonlikheid. Wie ek is, hoe ek oor myself voel en dink. En as daar nou nog 'n paar ander goed bykom, soos my pa ry darm 'n cool kar, dan help dit daarom ook al. En as ek een van die nuutste selfone kan hê, dan help dit ook al. As wat ek dalk nou met enetjie moet klaarkom wat nog nie eers kan WhatsApp gebruik nie. Dis nie so cool nie. En as ek nou so 'n foon het, by die skool haal ek hom ook nie eers uit my tas uit nie. Inteendeel, ek los hom sommer maar by die huis. Maar allerlei sulke goed bou ons vir onsself 'n beeld van myself. En so dink ek oor myself en vergelyk ons met ander. Wat dit dalk in besonder sleg maak is, as ek ouer broers en susters het, en hulle was voor my in hierdie skool gewees, en die top atlete van die skool, of met die akademiese prestasies, en dan kom ek, en ek is nou nie top in een van hierdie afdelings nie. En onderwysers onthou hierdie wonderlike broer of suster, en hulle plaas al die verwagtinge van hierdie broer of suster van my op my. Soveel so dat die tyd wat ek matriek is, dan weet van die ouens nog nie eers wat my naam is nie, want hulle onthou nog net my broer. En dan noem hulle my broer se naam, en dan nee, my broer is al lank al klaar met skool. En rondom hierdie dinge bou ek my waarde. Wie is ek? So voel ek oor myself. Maar ons weet ook dat dit dikwels nie die geval is nie. Ek gaan skool toe omdat ek moet skool toe gaan. Nie omdat ek wil nie, nie omdat daar iets vir my is wat ek kan gaan geniet, al is dit dan nie akademie nie. En as daar 'n LO periode is, en nou praat ek nie van lewensoriëntering nie, maar die LO wat ek nog geken het, waar daar sport gespeel word, of 'n speelietjie, dan ek sit liewer uit, toe maar wat, nee, my bene skielik vanoggend seer. Ek het nie lus nie. En dan voel my waarde nie so goed nie. En ek het nie so hoë aansien van myself nie. En ek is dalk die een wat agterna hoor, wanneer ons kuier bietjie Vrydag aand, niemand het my gesê nie, per toeval het 'n mens, ag ja, as jy wil kom, kan jy ook maar kom. Nou as ek so 'n boodskap kry, dan sal ek ook vir jou sê, ja nee, wat los dit maar, ek sal nie kom nie. Soek jy nie eintlik daar nie, maar jy het nou gehoor daarvan, so kom dan nou maar. En aan die een kant kan ek hierdie
ideale persoonlikheid wees met al die vriende en gewildheid, en aan die ander kant is ek nie. Ek het nie veel nie. Want my naam word nie gereeld uitgeroep vir een of ander prestasie van watter aard ook al nie. Party mense is dalk nie eens bewus van my bestaan nie. En liewe broers en susters, dit gebeur nie net op skool nie, dit gaan voort deur die res van 'n mens se lewe. Waar dit vir sommige van so 'n aard is dat my bestaan is weglaatbaar. Niemand sal my eers mis nie. So kan 'n mens in 'n diep gat verval en van jouself dit dink. Sonder om die waarhede te begryp wat baie meer saak maak as al die prestasies en toekennings wat mens kon bereik. Die Christene in Efese was sulke weglaatbare mense. Hoe weglaatbaar was hulle? Hulle is darm goed genoeg as ons weet van hulle om te voer vir die wilde honde in 'n arena waar mense vir hulle kan kyk. Met ander woorde, hulle word hondekos. En dis meer aanskoulik as hulle lewe en ons hulle daar in die arena injaag en dan hierdie klomp wilde honde op hulle loslaat. En dis letterlik, hulle het eerder die Christene vir die honde gevoer en ander slawe vir die leeu's. Hulle het hierdie rangorde gehad, die slegste, vernederendste dood hoe iemand kan sterf is, voer hom vir 'n hond. Nie eers vir 'n leeu nie, dis 'n eer as 'n leeu doodmaak en nie 'n hond nie. En die Christene is so beskou. Ek dink verlede week vir die daarna verwys, dat as iemand ontdek, iemand is 'n Christen, dan kan hy daar na die arena meester toe gaan en sê, ek weet van Christene, dan stel hulle vir hierdie Christene een of ander lokval om te bevestig, hulle is Christene, en dan gee die arena meester vir 'n ou paar muntstukke, soos wat 'n mens 'n leebottel by die kafee gaan ingee, en dan kry jy, dink 90 sent vir die bottel. So kan jy die Christene by die arena gaan ingee, en dan kry jy daarom nog 'n paar sent vir hulle op. Dis hierdie mense wat in hierdie groot stad Efese geleef het. Tussen mense wat die aansienlikes was, vername, ryk, vooraanstaande burgers van hierdie groot stad. En in ons geleesde gedeelte is ons juis daarmee besig dat baie van hierdie mense het nie rykdom gehad waarmee hulle selfbeeld kon opbou en goed vertoon nie. En Paulus kom vertel vir hulle van hulle rykdom wat in ewigheid saak maak. Verlede week het ons daarby stilgestaan dat hy vir hierdie kerk sê, vir hierdie mense, julle is deur die Vader verkies. Die God van hemel en aarde maak julle syne. En hierdie verkiesing, die feit dat die Vader jou uitverkies, bring mee dat sy seun jou kom verlos van die mag van die dood. Dat sy seun, ek wil dit vir julle so sê, Jesus breek nie uit die dood uit nie, hy breek eers in die dood in. Want hy gaan in die dood in. En wanneer die mag van die Satan dink, maar nou het ons hom in ons mag, dan breek hy daar uit. En wie is daar in die dood? Die wat deur die Vader uitverkies is, en die Here Jesus breek hulle almal met hom saam daaruit. Sodat hierdie magte geen vashou meer op hulle het nie. Hy koop hulle nie met goud nie, nie met silwer nie, maar met sy bloed, die hoogste prys wat betaal kan word. Hierdie verlossing, liewe broers en susters,
bewerk daarom vir hulle 'n status. Nie voor die mense nie, voor mense is hulle nog steeds onbelangrik, voor mense kan hulle maar nog steeds vir die leeu's gevoer word, vir die honde gevoer word. Maar voor God, die Vader, word hulle heersers, wat op trone gaan sit, en die wêreld oordeel. Dis wie hierdie Christene is. Die Vader neem hulle aan om sy kinders te wees, want hulle is nou skoon gewas van die sonde. Deur die bloed, dieselfde bloed van die Here Jesus, word die onreinheid nou van hulle afgewas en van hulle weggeneem. Daar is met ander woorde geen klagte wat teen hierdie mense gebring kan word nie. Wat maak dat God daarvan sal afstand doen nie. Dis ewig. Hierdie vergifnis beteken om weg te neem en te verwyder uit die bestaan en uit die midde van God. Hy dink nie meer daaroor nie. Die Here kom vertel vir ons 'n gelykenis om ons iets daarvan te leer. Hy vertel vir ons die Here Jesus van 'n ryk man, 'n vername persoon in sy gemeenskap, wat baie vriende gehad het, wat graag hierdie vriende ontvang het en met hulle saam gekuier het en wat gewild was in die dorp. En hy vertel van 'n arme man wat as 'n bedelaar daar by die poorte van die stad gesit het en by die tafels van die ryk man gesit het en gepleit het, maar vir 'n ou krummeltjie wat van die tafel sou afval. Ekskuus tog. Die ryk man het dan nie eers vir hierdie arme man 'n krummeltjie gegee nie. Die krummeltjies is bymekaar gemaak en vir die honde gegee. Die ryk man en die arme man sterf. Die een bevind hom aan die voete van Jesus, van Abraham, die ander in 'n put van vuur, van ewige dors. En dalk sal jy dit nou al herken as die gelykenis, die verhaal tussen van Lazarus en die ryk jong man. En wat ons wil hê daar moet opgelet word in hierdie gelykenis is, die een persoon is maar net die ryk jong man. Op aarde was hy gewild met al sy rykdom en al sy vriende en al sy partytjies, maar in die hemel, voor die Here is hy die ryk jong man. Hy is naamloos. Die Here ken hom nie. Die Here dink nie eers aan hom of ons sien hom nie. Die ander een word genoem by sy naam. Lazarus. Die een wat op aarde niks was nie, die een wat op aarde vertrap is en deur niemand raak gesien is nie, word deur Moses en deur Abraham vergesel in die hemel. Wanneer die ryk jong man pleit, stuur tog asseblief vir Lazarus om net my tong te kom nat maak. Nou die ironie is eintlik, hierdie man wat vir Lazarus niks ontsien het nie, is nou die een wat eintlik pleit by Lazarus, kom lawe net my dors. Die skokkende woorde dan aan hom is, die kloof tussen ons en jou kan nie oorkom word nie. Maar die gedagte wat by ons moet tuis gelaat word, broers en susters, is Lazarus is aan die Here bekend, hy het 'n naam. En dis nie vir ons vreemd nie. Die Here kom sê vir ons daar in Jesaja, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne.
En as jy deur die water gaan, sal dit jou nie oorstroom nie, en as jy deur die vuur gaan, dan sal dit jou nie verbrand nie. En God sit kragte aan die werk om hierdie man genaamd Lazarus te bevry van die magte van die dood. En hierdie kragte is dieselfde as wat die skepping tot stand gebring het. En dis dieselfde krag, liewe broers en susters, wat Paulus vir hierdie gemeente in Efese leer. Moenie julle waarde meet aan wat die gemeenskap van Efese op julle lewens omstel as hondekos nie. As jy so aan jouself dink, dan sal jy jou maar sommer self vir die honde gaan voer. Maar dink aan jouself en begryp dit ten diepste, dat die God van hemel en aarde dinge aan die werk gesit het om van jou sy kind te maak. Hy het die waarde gesien in 'n persoon en hom nuut gemaak. Liewe broers en susters, en so moet ons aan onsself dink. Want so dikwels kyk ons na ons onmiddellike omstandighede hier op hierdie aarde en ons is gefrustreerd, ons is ongelukkig, want dit loop net nie soos wat ek dit wil hê nie. Ek verkry nie wat ek dink ek verdien nie. Want dis die ander werklikheid. Niemand sien my raak nie. Niemand weet eers van my bestaan nie. Dan kan ons, wat vanmôre hier is, oud en jonk, elkeen wat by die doopvond was, dit weet. Maar die God van hemel en aarde sien my raak. Hy het sy verbond met my kom sluit. Nie ek met hom nie, maar hy kom in sy groot liefde en genade na my toe en verbind hom aan my. Die dag toe my ouers my ten doop gebring het. En dat wanneer ek daar in daai swartgalligheid verkeer, van diep ongelukkigheid, want niemand is lief vir my nie, niemand dink aan my nie, rig ek hierdie woorde van die Here. Hy sê, in hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. Elkeen wat dit glo, het dit. En dat ons daarom nie ons lewe sal bou oor wat mense van ons dink nie. En of mense ons raak sien nie. Maar liewe kinders, dat ons lewens daarop sal bou om te weet, maar Jesus het. Jesus sien. Hy in sy liefde betaal die prys vir my. En nou word ek nie maar net verlos van die sonde en ek word vrygemaak en dan sit God ons daar op 'n vertoonkas. Sê baie as 'n ouma het mos so 'n glaskassie met allerlei goedjies binne in die kassie. Nou, God het nie in die hemel sulke vertoonkassies en dan sit hy sy Christenkinders daar in die vertoonkassie neer sodat hy hulle nou die hele dag aan kan verwonder nie. Maak hulle mooi toe dat daar net nie stof op hulle kom nie. Hy sê vir ons nee, daar in vers 11 en 12, vers 12 in besonder, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. En om te wees tot lof van sy heerlikheid is om dit te verkondig, om dit te vertel, om in hierdie erediens dit saam te besing. Maar ons moet nie onder die illusie wees, ook, dat as ek vir iemand vertel van die grootheid van God en die liefde van Christus, dat almal dit sommer net sal glo nie. Maar dat ek daarmee sal besig wees.
Vele van hierdie Christene in Efese het daar in die arena gesterf, deur die honde opgevreet te word. Maar baie van hulle het juis daar hulle grootste getuienis gelewe op die einde. As mense in die geskiedenis gaan kyk, hoeveel mense het as gevolg van hulle getuienis tot geloof gekom, dan besef 'n mens selfs nie eers hierdie afgryslike, gruwelike dood wat hulle gesterf het die lof van die Here gedemp nie. Inteendeel, die werklikheid was, daar's 'n spreekwoord wat sê, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Hoe meer die Romeine probeer het om die Christene met geweld dood te druk en uit te roei, hoe meer Christene se bloed gestort is, hoe sterker het die kerk geword. Hoe meer lewenskragtiger het die kerk geword. Dit het mense se lewens diep aangegryp om te besef, maar nie eers in die aangesig van die dood word hierdie mense verskrik nie. Want ons weet mos, die dood is nie vir ons die einde nie. Die dood verwyder ons nie van God af nie. Die dood bring ons by God. Die dood is die poort waardeur elkeen van ons moet gaan. Ongeag of jy 8 jaar oud is of 80 jaar oud is. Deur die dood word ons gestel voor die troon van die Vader. Daarom met die dreiging van jy gaan doodgemaak word of vermoor word Christene nie bang gepraat nie. Want Paulus getuig om te sterwe is wins. Dit bring ons by die hemel. Dit bring ons in die teenwoordigheid van die Vader. Liewe broers en susters, ons is so geneig om ons lewens te bou op wat ons nie het nie. Wat ons graag sal wil hê, waarvan ons baie moeite doen om dit te verkry. Dat ons mis dit wat ons het. Dat ons mis die verlossing wat die Here Jesus vir ons bewerk het. Ja, ons dink daaraan, maar dit is nie vir ons alles oortreffend nie. Ja, ons weet ons is gedoop, maar dit is nie vir ons alles oortreffend nie. Mag ons so aan ons verlossing dink. Die feit dat ons gedoop is, dat ons ingelyf is in die liggaam van die Here Jesus. Dat ten spyte van ons omstandighede kan weet, maar geen onteieningswet kan ons kunskap van God van ons vat nie. Geen dreigement nie. As ons by die huis kom, kan die deure oophang en ons huis kan geplunder wees. En ons goed kan gevat word. Maar dat 'n kind van God is, kan nie van my geplunder word nie. Kan nie van my gevat word nie. En mag dit vir ons elkeen hierdie diepe vertroosting inhou. Dat ons aan hom behoort. En dat ek wie ek is, nie sal grond op die aansien wat ek het tussen my maats en my vriende nie. Maar dat God my aangesien het en ek aan hom kan behoort. En dat dit vir ons lewensvreugde sal gee, en jy sal sien as jy verder deur Efesiërs lees, is dit waantoe Paulus kom met hierdie gemeente, om te loof en te prys, want ons hoop is op Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here en Hemelvader, ons kom buig voor U in dankbaarheid, dat U vertroos en versterk en opbou, dat U lewend maak, en dat ons elke ene lewend gemaak kan wees.
deur die bloed van ons Here Jesus, deur die werking van die Gees, dat die God van hemel en aarde in ons lewens betrokke is. Al is niemand anders in ons lewens betrokke nie, al voel dit vir my, niemand gee vir my om nie, niemand sien my raak nie, om dan vanoggend te weet en te hoor, hy wat ons Here is, hy wat ons skepper is, hy is betrokke in ons lewens as individu. Deur sy woord en deur sy Gees lei hy my op my lewenspad. En leer ons en gee vir ons die diepe wysheid, Here, om dit wat ons van onsself te dink nie te bou op wat mense van ons sê of vir ons sê, of glad nie vir ons sê nie, maar op ons Here wat ons syne maak. Vertroos, bemoedig en versterk elke een wat dalk min of geen aansien vir hom of haarself het nie. Dat hierdie wete so 'n persoon diep na binne sal dring. So 'n persoon se moedeloosheid en teneergedrigtheid sal ophef en hoop gee. Here, en dat wanneer ons die vertroosting daarvan ervaar, hoe U, Here, ons omhels, dat ons dit sal vertel vir die wat terneergedruk is, vir die wat so moedeloos is, van die liefde van God wat alle verstand te bowe gaan. Ons bid vir die wat siek is, vir hulle vir genesing, dat jy hulle kragte sal ophef, liggaamlik, dat juis hulle in hulle siekte bewus sal wees van die omvangryke liefde van die Vader. Met die wete dat ook siekte kan ons nie skei van U liefde nie. En dat die dood, ook van ons geliefdes, hulle wel miskien skei van die aardse bestaan, maar dat hulle in die dood verenig word aan die Vader, voor sy troon gestel word in ewige krag en gesondheid. Here, ons kom dankie weer vir omvangryke genade en voorsienigheid aan ons as gemeente, met 'n bazaar wat 'n goeie opbrengs kon lewer bo ons verwagting. En ons besef al meer en meer, dis wie U is. U is 'n God wat werk ver bo ons verwagting. Ons kom bid vir ons land vandag, waar mense senuweeagtig is, die bekommerd, vol onsekerhede. Vader, ons weet wat ons beleef en waarin ons self leef. Ons vra vanoggend vir U, bring oor ons elkeen 'n rustigheid wat alle verstand te bowe gaan, omdat ons weet, maar U is in beheer. U sal U kerk bewaar, U sal U kinders in stand hou en verseker ons dat die poorte van die doodryk dit nie sal oorweldig nie. En dat ons vanoggend ons hoop opnuut op U sal plaas, nie op organisasies en partye wat beloftes maak nie, maar U wat onveranderlik is in U oordeele, U wat volkome betroubaar is, dat ons hoop en ons verlange op U alleen sal wees, dat ons die getuie draers sal wees te midde van hierdie omstandighede, die draers van die lig van die lewe, en dat hierdie lig wyd sal skyn, waar ons kerk, ons gemeente en ons kerkverband se lese is lig en duisternis, leer ons om by ons werksplekke, by ons skool, tussen ons vriende, hierdie lig kan bly verkondig.
om mense op te roep, buig voor die God van hemel en aarde, soek sy aangesig terwyl daar tyd is. En dat ons sal wys hoe, sal leer hoe, om die aangesig van die Here te soek, waar ons hom gaan soek. Ons vra Here dat U ons sal bewaar teen die mag van die duisternis, hierdie vyand wat met slinksheid uitoorlê en verlei, dat U ons sal bewaar van die verleiding, sodat ons ook kan staande bly. Maar dat ons nie in vrees en bewing sal lewe nie, maar in sekerheid die vyand sal weerstaan, en om te weet, hy sal van ons wegvlug. Want aan U alleen behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Tot in ewigheid bid ons dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing saam Gesang 114, vers 1 en 2. Gesang 114, vers 1 en 2, ons sing dit staande, en dan bly ons staan, vir die uitspreek van die Seun. My enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Kom ons sing Gesang 114, staande. Van die Here, dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.